Goeiedag en baie welkom by Tabernadei se aanlyn diens. Ek wat my lewe lank 'n Pinksterseun is in die kerk groot geword het, soos dat ek ouer geword het, gewonder, hoekom praat ons net oor Pinkster in Pinkstertyd? Meer spesifiek, hoekom praat ons baie keer net oor die Heilige Gees en sy werk, net op Pinkstersondag? En ons by Tabernadei het dit goed gedink om 'n hele maand aan hierdie onderwerp, maar meer spesifiek die persoon van die Heilige Gees te spandeer. En ons noem ons reeks vir my, Welkom Heilige Gees. En meer spesifiek dan vandag gaan ons praat oor die Heilige Gees wat 'n persoon is. Iewers is dit belangrik dat ek en jy as God se kind intentioneel sal kies om die Heilige Gees deel van ons lewens te maak. Ons gaan onder andere leer oor hom as 'n persoon, ons gaan leer oor sy werk in ons en oor sy werk deur ons, en vandag spesifiek praat ons oor die feit dat die Heilige Gees 'n persoon is. Hy's nie 'n iets nie, hy's nie net 'n iemand nie. Ons sing partykeer liedjies, laat dit waai oor my, hy's nie 'n dit nie, hy's 'n persoon. Ek het 'n hulpmiddel saamgebring en almal van ons is bekend met 'n afstandbeheer toestel of sommer net 'n remote control. En hierdie toestel het sekere mag of krag. Hierdie toestel kan goed laat gebeur. Die spot tussen die manne dis die beste ding sedert gesnyde brood, want ek kan gerus en gemaklik op my bank sit en ek kan aan en af sit, ek kan kanale verander sonder dat ek hoef op te staan. Ek het egter geen verhouding met hierdie remote control nie. Ons twee praat nie met mekaar nie. Ons het nie 'n coffee date nie. Ek gebruik dit net. Dis net 'n ding wat deur my gebruik word. Baie Christene gebruik die Heilige Gees presies so. Ons sien hom as 'n krag of 'n mag of 'n energie of 'n iets wat ons kan gebruik wanneer ek dit benodig. Baie gelowiges het hom nog nooit as 'n iemand beleef nie. Dalk is dit die rede hoekom baie mense sê, goed soos, ek ervaar nie regtig die Heilige Gees nie. Ek hoor nie sy stem nie. God voel vir my soms so ver. Jy kan nie 'n verhouding hê met iets nie. Jy kan net 'n verhouding hê met 'n iemand. My eenvoudige vraag aan jou vandag is, ken jy die Heilige Gees? Of gebruik jy hom net, soos ek my TV se remote control gebruik? Kom ek maak 'n paar punte om my punt te staaf. Die Heilige Gees is 'n persoon. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Die Heilige Gees is nie 'n krag of 'n iets nie, hy's 'n persoon. En ek kan baie voorbeelde en bewyse tafel toe bring, maar onder andere kan hy praat. Handelinge 13:2, toe hulle by mekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê. Die Heilige Gees praat met hulle. Hy gee leiding. In Romeine 8 vers 14 sê ons, want almal wat hulle laat lei deur die Heilige Gees van God, hulle is God se kinders. So hy het die vermoë om te oortuig en rigting aan te dui. Hy het emosies. Efesiërs 4:30 sê, moenie God se Heilige Gees hartseer maak nie. Dink daaroor. Jy kan nie elektrisiteit bedroef nie. Jy kan nie 'n battery se hart seer maak nie. Jy kan 'n persoon seer maak. Dit beteken, hy het 'n wil, hy het emosies, hy het 'n stem, hy is nie dit of 'n iets nie, hy is 'n hy. Hier's 'n praktiese vraag. Hoe gereeld praat jy met hom? Die persoon van die Heilige Gees. Nooi jy hom nog uit soos die Bybel ons raad gee om te sê, Heilige Gees, kom lei my asseblief vandag. Vra jy vir hom vir wysheid en hulp, want dis hoekom Jesus gesê het hy hom vir ons stuur. Luister jy na sy stem as hy met jou wil praat? As jy 'n vriend het wat nooit na jou raad luister nie, wat nie jou oproepe beantwoord of jou WhatsApps beantwoord nie, wat jou gedurig ignoreer, sal so 'n verhouding groei? Ons doen dit met hom en dan verstaan ons nie
hoekom ons nie die Here beleef nie. Die Heilige Gees is 'n persoon, wat net soos die Vader en die Seun in 'n verhouding met jou wil staan. Hier's punt nommer 2, die Heilige Gees is self God. Die Heilige Gees is nie net 'n persoon nie, hy is God. Handelinge 5 vers 3 sê Petrus vir Ananias, hoekom het jy jou deur Satan laat omhaal? Jy het vir die Heilige Gees gelieg, en dan gaan hy aan om te sê, jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Met ander woorde, om vir die Heilige Gees te lieg, is om vir God te lieg. Hy is nie minder as die Vader nie, hy is nie minder as Jesus nie, hy is die gelyke derde deel van die drie eenheid. Hier is 'n voorbeeld, as Jesus fisies langs jou sou stap vandag, in jou huis, by jou werk, in jou kar, by die skool, sou jy dalk anders geleef het? Sou jy anders gereageer en opgetree het? Natuurlik sou jy. Hier is die waarheid. Jesus, die Seun van God, verkondig hierdie waarheid. Hy sê, die Heilige Gees is nie minder as Jesus nie, maar hy is heeldag by jou. Hy is nie minder heilig nie, hy is nie minder teenwoordig nie, inteendeel. Hy is heeldag by jou. Wat doen jy met hom? Staan jy in 'n verhouding met hom, of ignoreer jy hom? Hier's punt 3, die Heilige Gees is altyd naby jou, en hy wil in jou wees. Terwyl Jesus op aarde was, het hy talle kragtige uitsprake oor die Heilige Gees gemaak. Onder andere Johannes 14:17. Julle ken hom egter, omdat hy by julle gaan bly en in julle sal woon. Let op, die Ou Testament was God ook by mense, maar hy het gekom en gegaan. Maar nou beloof Jesus, God kom woon nou in mense. Nie net by jou nie, maar in jou. Dis ooglopend. Daar's 'n verskil tussen 'n gas wat jou net kom besoek en by jou kom koffie drink by jou huis, en iemand wat permanent intrek neem. Die Heilige Gees wil nie net 'n besoeker in jou lewe wees nie. Hy wil 'n inwoner wees. Die hartseer ding is dat so baie van ons hom ignoreer. Ons praat nie met hom nie. Ons gee hom nie ruimte nie. Hy's altyd daar, altyd by jou, maar hy kry nie erkenning nie. Kom ons som op. Jy kan nooit die Vader en vir Jesus ten volle ken en verstaan. Jy kan nooit God se wil en stem verstaan as jy nie 'n verhouding met die Heilige Gees het, as jy hom nie ken nie. Hoe lyk jou verhouding met die Heilige Gees? Regtig. Vergeet van jou teologie, dit wat jy glo en nie glo nie. Het jy werklik 'n verhouding met die Heilige Gees? Erken jy hom? Erken jy sy stem? Praat jy met hom? Luister jy na hom? Of is hy net daar op die agtergrond? Net 'n tool waarna jy gryp, so af en toe, wanneer jy 'n belewenis in die kerk wil hê. Hierdie preek is nie om jou te laat skuldig voel nie. Inteendeel, dit nooi jou uit tot 'n verhouding met hom. Wil jy nie dalk vandag saam met my bid en vra, Heilige Gees, ek wil u beter leer ken nie. Ek wil nie net van u hoor by ander nie, ek wil in 'n persoonlike verhouding met u staan. Kom praat met my. Maak my lewe oop. Maak my hart oop. Kom woon hier binne in my. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die goedheid en guns. Jesus, dankie dat u toe u opgevaar het, vir ons u Gees gestuur het. Dankie Heilige Gees, dat u die derde persoon in die drie eenheid gekom het om vir ons 'n leidsman te wees. Die een wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, die een wat ons in die volle waarheid lei, die een wat ons meer van Jesus kom leer en van God se liefde. Ek vereen, maak my hart opnuut oop en ek vra, kom Heilige Gees, woon altyd in my, praat met my, ek wil in 'n verhouding met u staan. Dankie dat elkeen wat hierna kyk en luister, ook hierdie belangrike besluit neem. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen.